Ons kan ons sitplekke neem. As daar nou iets baie belangriks is wat ek en jy nodig het vir 'n seisoen soos hierdie, is dit hoop. Hoop. Dit is wat die Here wil hê ons moet ingaan. Ons moet hoop op wat gaan kom. Hoeveel keer lees ons nie Jeremia 33 vers 3 nie? Ek dink almal ken hom al uit hulle kop uit. Maar verstaan ons wat God sê in Jeremia 33 vers 3? Kom ons kyk wat sê hy. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Roep, antwoord. En jou bekend maak. Groot en ondeurgrondelijke dinge wat jy niks van weet nie. Roep my aan beteken, dis 'n uitnodiging van God na ek en jy toe. Dis 'n uitnodiging. Het jy my nodig, roep my aan. Hy sê nie spreek my aan nie. Hy sê roep my aan. Niemand roep sy kind, Pietie, waar is jy? Jy roep my aan. Dit beteken, daar is al klare desperaatheid in jou hart vir een of ander situasie. Roep my aan. Hy sê, bid in alle opregtheid. Soek my aangesig. Ek gaan vir julle aanhou dit in die kerk sê. As jy met God praat, praat jy die waarheid. Jy praat eerlik, jy sê hoe jy voel, die poppeloos. Jy praat eerlik, jy sê hoe jy voel, jy praat uit jou hart uit. Daarom sê die Here, julle vereer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Hy wil jou hart hoor, nie jou lippe nie. In opregtheid. Dan is dit tyd om die TV af te sit. Is daar enigiets niets nie TV? Niks. Dis die nuus. Dis die same storie. Hier is oorlog, daar oorspoel dit. Hier gebeur dit, daar gebeur dit, die name change. Dis tyd om die TV af te sit. Dis tyd om in jou binnekamer in te gaan. Dis tyd om vir jou huismense te sê, vir die volgende halfuur is ek nie beskikbaar nie. Ek is net nie beskikbaar nie. Begin net iewers om weer daai verhouding met Jesus Christus op te tel, wat ons almal verwaarloos van tyd tot tyd. Want die lewe het soveel druk wat hy op jou sit, en dan belê ons in die heel verkeerde ding. Daarom sê die Bybel, moenie al jou eiers in een net sit nie. Ek het my hele fortuin hier ingesit om my besigheid te begin, en dan gaan die besigheid. Dis wat besigheidsmanne nie besef nie. Die Here sê nie sit al jou eiers in een ding, hy sê moenie al jou eiers daar sit. Psalm 50 vers 15 sê, roep, weer roep, gaan kyk of 'n keer sê God roep, die dringendheid wat God die uitnodiging gegee, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy met my eer, weer sê vir, ek sal jou bekend maak, ek sal, en God kan nie lieg nie, hy sal as jy aanhou roep. Jy weet self of jou hond of jou kat wegraak, hoe gaan jy roep om daai dier te kry? Jy sal roep. Jy sal in jou kar spring en rondry en roep. En ek sal jou antwoord sê. Ek sal jou antwoord. Ons wil nie wag op die antwoord nie, want ons is haastige mense. Instant koffie, dan nog net instant babies wees, dan hulle alles goed. Alles is instant. Genade, ek onthou toe ons kinders gehad het, jy het Claudina doeke gewas het jou knekels deurskyk. Nou is alles instant. Ons is vinnige mense met 'n vinnige tempo, wat dink ons kan 'n vinnige God dien. Ons het nie 'n vinnige God nie. Hy is the ancient of days. Kom ons kyk wat sê hy. Ek sal jou antwoord. Dis 'n divine belofte van God. Ek sal jou antwoord. Wat gaan hy jou antwoord? Wat gaan hy ons antwoord? Dit waarvoor jy hom aangeroep het. Daarop sal hy 'n antwoord gee. Kom ons kyk bietjie. Hy luister. Psalm 53 vers 3. God sien ons. Julle? Die angels is dag en nag besig om aan God te rapporteer wat ek en jy doen. Die engele loop tussen ons. Dis die woord van God. Hulle is dienende geeste vir ons. So hulle loop tussen ons en rapporteer aan God dag en nag. Job sê vir ons,
Soos die seuns van God, die engele, voor God verskyn het, so het Satan ook gekom en voor hom verskyn. En sê, ja, maar jy het 'n heining rondom Job gesit, ek kan hom nie aanraak nie. Die seuns van God is die engele wat aan God rapporteer, dag en nag wat ek en jy doen. Daarom skryf koning Dawid, daal ek af, U is daar. Waar sal ek heen gaan? God sien wat jy doen, elke dag. Hy hoor elke woord wat jy sê, en hy gee om. Sy plan nie, Jenny. Kom ons kyk, Psalm 53 vers 3. God het in die hemel neergesien op die menskinders, om te sien of daar iemand is wat verstandig is wat na hom vra. Onthou julle toe Abraham vir God sê, spaar asseblief Sodom en Gomorra. As die 50 mense, nader was so 10 mense. En God het neergedaal om te sien of dit so is wat die mense van hom sê van Sodom en Gomorra. God sien alles wat jy doen, hy hoor elke woord wat ek en jy spreek. Daarom noem hulle hom El Roi, the all-seeing God. Wat sal ons nou eintlik bekend maak? Hy sê groot en ondeurgrondelike dinge. Met ander woorde spiritual dinge. Want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, nee. Teen die bose magte, owerhede, principalities, rulers of darkness, hulle rankings. Ons geveg is nie teen mense. Want wanneer iemand anders te verwrig, is dit definitief nie 'n act of God. Wanneer jy het die keuse, wanneer jy met iemand vieslik is en al daai tipe van goed is dit 'n oomblik van onbewaakheid wat jy Satan toegelaat het om deur jou te praat. So as jy wys groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Hoe kan jy aan 'n belofte vashou as jy die een het nie? Wanneer laas het jy 'n belofte van God gekry? Waaraan hou jy vas? Waaraan hou jy vas? Here, ek sit met hierdie situasie. Asseblief, geef my 'n woord waaraan ek kan vashou, want jy moet op iets staan. Op watter woord staan jy? As jy vir my sê, ja, ek vra die Here vir 'n nuwe kar. Nie omdat jy 5 ander het nie, omdat jou gebreek het, jy kan hom nie regmaak. En hy nou nie meer herstelbaar is nie. Dan vra ek vir jou, op watter woord staan jy? Waar is die woord waarop jy staan? Want jy kan die Here vra vir goed, maar waarom staan jy? Op aarde moet jy op iets staan. So gaan jy in die spirit staan as jy nie staan nie. Hoe gaan jy beklei as jy nie weet wat jy beklei nie? Paulus sê ons slaan nie in die wind nie. Jy weet wat jy beklei. Geen bokser klim in die ring, slaan links en regs nie. Hy slaan wat voor hom staan. Hy wys jou groot en ondeurgrondelike dinge. Hoe wys God dit? Deurdat jy met hom tyd spandeer. Want as jy inkom in sy teenwoordigheid, is hy daar. Dan gee hy vir jou visioene en drome en sulke dinge. Daar's niks vir my meer fantasties wanneer jy nie teenwoordigheid van God is nie. En jy sit in jou vertrek en hy sit jou op 'n ander plek en wys vir jou wat daar gaan gebeur. If God reveals, He heals. Dis hoekom die Here vir jou wys, daai ou gaan in 'n karongeluk kom, dat jy in die kerk moet staan daarvoor. Dit is net, en almal kan dit hê. Dis nie vir die uitverkore klank nie, want die Here is nie aanneemlik nie. Hy sal ons dinge wys, wat in ons eie lewe moet verander. Of hy gooi sommer net 'n bederf in om vir jou te wys, hy gaan vir jou iets doen, of vir die waarvoor jy bid. Hy gaan vir jou wys, ek bid nou vir Pietie, en hy gaan vir jou wys, my kind, jy kan bid vir die redding van sy siel, maar jy moet eers repent, want hy het iemand doodgeskiet, waarvan niemand weet nie. En dan wys hy vir jou hierdie groot dinge, want hy wil hê, jy moet dit vir jou hou. Nie die valweegblad bel nie, jy moet dit vir jou hou. Daarom sê bely mekaar julle sondes, sodat julle vir mekaar kan bid. Bid is nie, ek bel, ek slaan die lyn en ek bel gou vir die een en sê, weet jy wat, ons sal moet intree vir Jenny Jong? Sy het laas nog R100 gesteel.
Is dit saam bid? As jy iemand bel om saam met jou te bid en sê, weet jy ons moet intree vir hierdie ene. Daar's 'n rede, hoekom ons moet intree vir hierdie ene. Waar of vals? Maar wie kan jy deesdae vertrou? Wie vertrou jy? Vir wie kan jy jou hart regtig gaan oopmaak? Wie vertrou jy wat hulle monde kan hou? Ek sê vir jou, as ek my mond oopmaak, trek Suid-Afrika. Daar's dinge wat ek met mense sal share, omdat ek daai mense se toestemming het. En dan gaan ek nie name noem nie, gaan die situasie. Dinge omtrent strategie. Nou het jy die Here jou probleem gegee, nou sê, kom ek gee vir jou strategie, my kind. Dis is jy optree, dis is jy optree, dit is wat jy doen en dat is wat jy doen. Dis 'n antwoord, ek sal jou antwoord. Onthou, toe die Here vir Jeremia hierdie vers gegee het, was Jeremia in gevangenskap. Dit was nie tronk. Kyk wat sê die Here vir hom, roep my aan, Jeremia. Ek sal jou antwoord, en ek sal jou wys groot en ondeurgrondelike dinge, waarvan jy niks weet nie. Hy was in die tronk, hy was nie 'n vry man nie. Maak nie saak in wat tronk jy vandag sit. Maak nie saak wat se tronk jy jou in bevind nie. Weet jy wat? Jy het die sleutel in jou hand. Daai sleutel is, I give you the keys of David. As ek die deur oopmaak, maak niemand hom toe nie. En as ek hom toemaak, maak niemand hom oop nie. I give you the keys of David, sê die Here. Jesaja 22 vers 22. So bid reg. Here, as ek hierdie ding moet doen, maak vir my die deur oop. As ek hom nie moet doen nie, maak die deur vir my toe. Jy bid skrif. Hy sê, I give you the keys. God sal genesing, hoop en herstel op elke area van jou lewe bring. Elke area. Want is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis gees, siel en liggaam. Elke area is hy by betrokke. Wat is hoop? Hoop is nie, ek hou duim vas. Hou jou duim vas as jy lus is daarvoor. En niks gaan gebeur nie. Ek hou duim vas. Wat beteken dit? Hoekom nie jou voorvinger nie? Ek kan enige ding vashou. Hoop is nie wensdenkerry nie. Ek wens hy wil nou dit doen. Ek wens hy wil nou dit sê. Nee, dis nie hoop nie. Hoop is 'n ferm wete dat hierdie belofte wat God vir my gegee het, ek kan op dit staan. Dis 'n ferm wete. Ek weet dat ek weet dat ek weet. Onthou jy, ek vra altyd vir jou, hoe weet jy is jou ma se kind? Want sy sê so. Maar jy weet jy is jou ma se kind. Niemand gaan met jou stry nie, is jou ma daai. So moet jy weet dat wat God sê sal hy doen. So moet jy dit weet. Weet ek dat God is getrou en dit maak nie saak hoe die omstandighede lyk nie. Julle, die oomblik wat jy begin hoop insit, dan bring Satan omstandighede. Onthou julle vir Abraham? God sê, ek gaan jou vader maak van baie nasies. Ek gaan jou 'n vader maak. En net daarna sê, ek gaan offer vir Isak. Nou hoe nou? Hy het 'n belofte. Maar gaan vir julle lees wat sê die woord van hoop. Gaan nou eers hierdie vir julle lees. Romeine 4, dis nou Abraham. Soos geskrywe is, ek het jou vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Jy gaan daai dinge moet roep, sien julle is weer 'n woord te roep. Roep beteken ek hou aan totdat dit gebeur. Nee, ek roep net een keer, nee, ek hou aan totdat dit gebeur. Hy het teen hoop op hoop geglo. Die situasie het absoluut 120% onmoontlik gelyk. Hy is 100 en Sarah is 90. Gee, ouens, weet julle hoe mooi moes Sarah gewees het? Want toe hy by koning Abimelech kom, toe wil hy Sarah as sy vrou hê. Op 90, dan gaan ek so opgevoude pram lyk.
Kyk hoe mooi is Sarah, 90 jaar oud. En die koning sê, ek wil jou hê as my bruid. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Weet jy hoe verskriklik is dit, as iemand aan jou 'n belofte maak, en 'n verwagting by jou skep, en dit nie doen nie. Daar's niks erger nie. Hou dan jou mond. As iemand vir jou 'n belofte maak, en jy sien uit na daai situasie, want dit kan jou uit situasies uithaal, of jy sien uit na wat hulle gesê het hulle gaan doen, en hulle doen dit nie, dit is 'n skande voor die Here. En dit laai skuld op jou hoof, sê die Bybel. Prediker 5 vers 5. Hoor hierso. En sonder, om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit vir hom ook tot geregtigheid gereken. Met ander woorde geregtigheid, to be in the right standing with God. Maar dit is nie alleen om sy ontwil. Sien hier sê die Bybel vir jou, hoekom skryf hy hierdie goed? Hoekom het die Heilige Gees hierdie verhale en goeters en gebeurtenisse en gelykenisse gedoen? Kyk wat sê die woord hier. Maar dis nie alleen om sy ontwil geskrywe dat hom nie toegereken is nie, maar ook om ons ontwil, dat ek en jy kan moed skep as ons Abraham se lewe gaan bestudeer. Om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Die Bybel is ook vir ek en jy geskrywe, sodat ons kan hoop skep en kyk na hierdie mense se verhale. Party daar is ek en jy ook Judasse. Nee, ek nie pastoor. Hoor, jy het nie iemand uitgekleem met jou mond nie. Jy het nie iemand al verraai nie. Sien jy wat ek bedoel? En party daar is ons Dawids. Ons is sterk jong. Ons vat hy Goliat. Ons kan alles doen. Die volgende dag is ons Petrusse. Iemand staan en sê, Jesus Christ, en jy hou jou mond. Jy verloon hom. Want wat jy eintlik sê is, ek ken hom nie. Gaan maar aanvloek hom. Jy sê jouself en almal van hulle kry. Ander dae is ons Esters. Ons sê, kom ek om, dan kom ek om. Maar jy gaan nie so van my God praat nie. Ons is baie dinge, julle, in een. Hebreërs 6 vers 18 en 19. Ons moenie kyk hoe lyk omstandighede nie, sodat ons deur twee onveranderlike dinge waarin onmoontlik is dat God sou lieg, kragtig bemoediging kan hê. Ons wat ontvang het om vas te hou aan die hoop wat voor lê. Waarvoor is die hoop? En ons het hoop as 'n anker van die siel. Jou siel is jou wil, jou denke en jou emosies. Jy moet jou hoop hier sit, dat jy kan vashou, want dit anker jou siel. Dat hy nie rondswing van die een kant tot die ander kant nie. En ons hoop as 'n anker van die siel, wat veilig en vas is, en ingaan tot in die binnekant van die voorhangsel. Wanneer jy begin hoop en jy hou vas daaraan, het jy sekuriteit in jou gees, dat dit is wat dit is. 'n Boot gooi mos anker uit as hy wil vastigheid en sekuriteit hê. En die see maak so. Dis net as die see sê, kyk staan stil dat jy gou kan anker nie. Hy gooi hom in die storm uit. En dan skuif die boot die hele plek vol, die golwe slaan, die wind slaan. Die boot is geanker in vasheid en sekuriteit. Wat is ons grootste hoop waar ons vashou? Kom ons kyk. Hoekom hou ek en jy nog steeds aan geloof vas en aan hoop? Want hierdie twee gaan hand aan hand. Omdat ons dan uit geloof geregverdig is, met ander woorde gered is in die right standing with God, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Ek en jy weet, ons hoop sal nie beskaam nie, want ons gaan eendag saam Jesus Christus wees. Ons hoop sal nie beskaam.
Wie het nie hoop dat hy uit 'n sekere situasie uit sal kom nie? As jy jou hoop opgegee het, het jy niks. Jy het niks meer. Wat is die verskil tussen geloof en hoop? Hulle loop hand aan hand, maar wat is die verskil? Geloof is die vaste vertroue vir dinge wat ons nie kan sien, né? Hoop is die geduldige wag vir hierdie belofte, vir die vervulling daarin. Totdat dit gebeur. Dis die verskil tussen die twee. Die een support die ander een. Wie se raad is dit dat ons moet bly hoop? Wie daai raad vir ons gegee? God het. In sy woord. Kom ons kyk. Jeremia 29 vers 11 ken julle ook almal. Want ek weet watter gedagtes ek kan gaan en julle koester. Nou as jy iets koester, beteken dit jy kyk baie mooi na hom. Jy het daai ding so lief en jy koester en jy kyk net mooi na hom. Spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Hoekom wil God vir ons vrede hê en nie onheil nie? Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat is hierdie hoopvolle toekoms? Dat ons saam met Jesus Christus opgewek gaan word uit die dode en sit aan die regterhand van God. Ek en jy is voortdurend op God se gedagtes. Is dit nie amazing nie? Om te dink, die groot en magtige God sit in die hemel en hy dink aan jou. En hy wil vir jou vrede in jou lewe hê. Maar partykeer versteur ek en jy ons eie vrede. Dis goed en wel om te bekommer oor jou familie en jou vriende en daai dinge, maar dit moenie jou lewe oorvat nie. Jy moet nie dokter toe gejaag word want jy het 'n angsaanval oor jou niggie nie. Jy moet vir haar intree in gebed, ja. Maar jy moet nie so involved raak nie, want jou eerste verantwoordelikheid is teenoor jou God, dan jou man of jou vrou, dan jou kinders. Jy kan nie net bly sê, hoor jy, as my ma nie by ons kom bly nie, is dit verby. Dis nie wat die Bybel sê nie. Mense maak deesdae hulle eie wette en spring en hop en skiep en glo net wat hulle wil. Hoor wat sê die Bybel? Spreuke 13 vers 12. Uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewenshoop. Jy word letterlik siek. Wat doen stres? Het maak nie net siek nie, het kills. Jy moet weet dat jou hoop wat jy het is gegrond in Christus, nie in mense nie. Vervloek is die een wat op die arm van vlees lê. Mense is nie jou uitkoms nie. Alhoewel God mense gebruik, laat die Here toe om te praat. Hou jy jou mond. God gebruik mense. Maar jy kan nie op mense lê. Here, stuur asseblief vir Sari Marie. Hulle is miljonêers. Sy weet ek sukkel. Dis wat God gaan doen nie. Want jy sien Sari se kind nie, jy's God se. Vervloek is die arm wat op vlees lê. Dit beteken dat jy vir God wil sê hoe hy dit moet doen, wanneer hy dit moet doen en dit. Natuurlik gebruik die Here mense, maar moenie jy vir ons sê watter mense nie. Dit gaan in elk geval altyd 'n surprise wees, dit kom nooit van hy kant af. Wat is die beloning van hoop? God het nou vir ons gesê, ek wil hê jy moet hoop. Ek wil dit hoor my kind. Nou wat se beloning is daar vir ek en jy as ons vashou aan die hoop? Kom ons kyk net vir Abraham. Wat se beloning het hy gehad? Hy het die vader van nasies geword. Omdat hy hoop op hoop gesit het. Sy situasie was hopeloos. En God het dit so verander. Hou op sê, dis hopeloos. Hou op dit sê, hou op dit sê. Spreuke 18 vers 24 is duidelik. Die mag van lewe en dood is in die tong. Jy spreek dood oor jou eie blessings. Jy spreek die dood oor jou huwelik. Jy spreek die dood oor jou finansies. Jy spreek die dood oor jou kind. Ag, ek kan vaar dit nou maar, bietjie kan nie wiskunde doen nie.
Pietiekie kan, as jy dit begin ophou sê. Hy mag miskien nie 100% vir wiskunde kry nie, maar hy kan wiskunde doen. Want hy sê, groei in geloof soos babas. In graad 1 as jy sê paai kwadraat, dan vra die kind, wat se paai, stekkie kiekie of wat? In matriek is dit wiskunde. Babas wat groei, jy kan nie met iemand in graad 1 gesels op 'n Bible school level nie, want hulle gaan nie verstaan dit wat jy sê nie. Maar moet jy geduld hê, iemand het geduld met ek en jy gehad toe ons graad 1 was, in die geloof. Hê geduld. Moenie stry oor die Bybel nie, mens raak nie in dwaalse stryd vir haar betrokke nie. Ons bly stry oor die Bybel, oor wat? As jy sien hierdie situasie gaan homself nie uit. Jy bly voortdurend vriendelik en jy praat vriendelik en jy loop weg van die situasie want as geen dit nie. Kom ons kyk wat se beloning is daar. Romeine 12 vers 12. Verbly julle in die hoop. Hoop is gekoppel aan blydskap. The joy of the Lord is my strength. Wees geduldig in die verdrukking. Daar hap ons 'n babbel. As jy in moeilike omstandighede is, wil jy nie geduldig wees. Jy wil nie. Want jy is in die middel van die storm en om jou woede, jy wil nie geduldig wees nie. En hier sê die Here vir ons, wees geduldig en volhard in gebed. Ek kan nie meer bid oor hierdie saak nie. Dis hopeloos. Hoor wat sê ons? Ek gaan nie meer bid nie, dis in elk geval ongehoorsaamheid en jy sê dis hopeloos. So waaroor wil jy bid? Psalm 146 vers 5, maar die Engel sê dit vir my baie mooi. Welgeluksalig beteken blessed. Is hy wat God van Jakob het as sy hulp. Wie se hoop is op die Here sy God. Hoop op die Here. Hoop teen hoop, al lyk die situasie hoe. Jesaja 40 vers 31. Die wat op die Here wag, kry wat? Nuwe krag. Net op 'n dag besef jy, wow, wat het gebeur? Ek voel sommer baie beter. Die Engelse vertaling sê, those who hope in the Lord, their strength will be renewed. Die wat op die Here wag, hier is die kry nuwe krag. As jy iets kry, word dit vir jou gegee. Dis 'n geskenk wat vir jou gegee word. As jy 'n sleutel verloor het en jy kry hom, hoe bly is jy dan? Want dit is jou huis se sleutel. As jy jou ring verloor en jy kry hom, is daar blydskap want jy het iets gekry wat jy verloor het. Nou moet jy weet, die lewe rem ons af, die situasies rem ons af en as ons dan in hoop op die Here wag, dan kry ons nuwe krag. Dan staan vreugde daarin. Ek kry weer iets by God. Waar kom hierdie hoop vandaan? Hoe kry ek dit? Hy sê wat ons moet doen, maar hoe kry ek dit? Vra. Hoe kry jy iets? Jy vra. Kan ek asseblief 2 brode kry? Jy staan nie daar en kyk vir die brode nie. Jy vra. Kan ek 2 brode kry? Kan ek asseblief die botter kry? Kan ek asseblief en dan word dit vir jou gegee. Die wat op die Here wag, kry hierdie nuwe krag. Romeine 15 vers 13. En mag die God van die hoop, hier sê dit duidelik, God is ons hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat jy oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. So wie gaan jy vra om jou te help om hoop te versterk? Die Heilige Gees. Hier sê dit. Op watter hoop wag ek en jy? 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Geseënd is die God van die Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grootste barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Die wêreld het ook hoop. Hulle dien nie eens die Here nie. Hulle het ook hoop. Daar's 'n verskil van ek en jy se hoop. Ons hoop is lewendig.
Die een wat die koei aanbid, hoop, hy gaan saam. Die een wat die aap aanbid, hoop, hulle gaan saam. Die wat die rot aanbid, hoop, hulle gaan saam. Ek en jy weet, ons gaan saam. Want ons het lewende hoop, dis die verskil. Hoekom het God die Vader ons hierdie lewende hoop geskenk? Sodat ons 'n onverganklike, dit kan nie verbygaan nie, onbesmettige, heilige en onverwelklike erfenis kan kry, wat in die hemel vir ons bewaar is. Niks wat iemand vir jou hier op aarde kan agterlos, kan kom by wat God jou gaan gee. Onthou julle? Jou situasie mag vandag hopeloos lyk. En dis wat die duiwel wil hê, jy moet glo, dis hopeloos. Want as jy dit glo, gaan jy dit sê. Want waarvan die hart vol is, kom by die mond uit. Een of ander tyd gaan jy sy taal praat. Want daar's twee tale wat jy praat. As born again Christian, God se taal en Satan se. Want Satan gaan ook woord in jou mond lê. Daarom sê bewaar jou hart meer as enigiets ander, want daarin is die lewe. Want uit jou hart uit gaan jy praat. Jy gaan stil bly vir 'n lang tyd en wanneer 'n situasie ontvlam, gaan jy goed sê wat jy nie wil sê. Want dit was die hele tyd in jou hart. Bewaar jou hart meer as enigiets anders. Ek sal die hart van klip uithaal en jou 'n hart van vlees gee, sê die Here. Ek sal die hart van klip uithaal. Na iemand jou aanhou teleurstel en aanhou teleurstel en aanhou vir jou jok, het jy nader te hardheid teenoor daai persoon. Jy kan nie 'n woord hoor wat hy sê nie, jy kan dit nie glo nie, so jy noem hom groot liegpiet. Dan het jy al klaar weer 'n label op hierdie ou gesit wat jy nie moet gedoen het nie, want gister het jy gelieg. Maar ons is so maklik om ander mense se goed raak te sien, is dit waar? Ons kan altyd ander se lewens uitsort en Jesus, daai my kind was, tot jy self kinders het. Nie waar nie. Ek sal nie vir my kinders lieg nie. Ek sal nie vir hulle opstaan as hulle verkeerd is nie. Ek sal dit nie doen. Hulle moet verantwoordelikheid vir hulle eie dade vat. Ek sal nie. Hulle moet weet wat is reg en wat is verkeerd, want dan is jy in die pad en nie op die pad as jy hierdie goed doen nie. Want hoe kan jy dubbelstandaarde hê vir jou kind, maar vir jou kind het 'n ander standaard? Is hoe God dit met ons doen? Nee. Gelyk. Ek sal my kind reg help, ja. En ek sal vir hulle bid en ek sal daai goed doen. Maar ek gaan nie daar staan voor 'n onderwyser en lieg. En ek wil definitief nie 'n onderwyser wees nie. Definitief nie. Helfte van die goedjies gaan nie huis toe nie. In die hoërskool, die vriendjies hang hier. Ek kyk die rokkies. Dis 'n skande. Sy kan nie lag nie. Die tale wat daar uitkom. Ek sal in die eerste plek verskriklike chili poeier van India afkry en lekker vol smeer. En dan kry jy party ma's en hier's onderwysers in hierdie kerk wat sal opstaan vir daai kind en gaan leuns vertel by die huis en natuurlik ken die ma die kind. Sy weet die klein letter lieg. En sy sal nog teen die juffrou gaan opstaan. In plaas van gryp hom voor die juffrou en klits hom goed. Ons moet bid vir ons onderwysers. Ek sê vir julle, kry swaar want hulle mag niks aan hulle mee doen nie. Kinders probeer die klas rond, daar's nie meer dissipline of niks van die aard nie. Maar ek sal goed voel as ek dit net vir 'n dag kan doen. Of fire hulle my dan. Ten minste gaan hulle maniere leer vir die dag. Dis die waarheid. Ons onderwysers kry swaar. Want alles wat verkeerd was, is nou reg. En alles wat reg is nou verkeerd. Ek kyk gisterand Thailand. Ek like dokumentêr. Kyk wat gaan watter land aan, wie eet wat en wat doen hulle. Ek kyk gisterand Thailand.
Hulle erken 150 genders. Nou vraag jy, wat kan jy nou eintlik wees? 'n stoel, 'n pram, 'n kat, 'n hond. Wat is waarvoor identifiseer jy nou eintlik wees daar? So confused is mense, hulle weet nie wie hulle is nie. 150 genders erken hulle. Dis net soos in die dae van Noag. Niks nie sonder die son. Gaan kyk, gaan sit daar in Thailand. Dan kyk jy, 150 genders erken hulle. Wat het van ons geword, julle? Maar ons het 'n hoop. Ons het 'n lewende hoop. Jy kan nie vir jou kind bid wanneer jy in matriek is nie, moet nou al vir hulle begin bid. Nou al. Train up a child the way he should go, and when he's old, he shall not depart from it. Hulle gaan hulle draai en loop, maar iewers gaan hulle besef, dis verkeerd, dis reg. Dink 'n bietjie toe jy jonk was. Julle was ons almal engeltjies. Dink 'n bietjie toe jy jonk was. My ma was die onderdanigste vrou wat ek in my lewe ontmoet het. En dit het die rook uit my geïrriteer. Jy weet, ek is nou 18, ek is nou groot, ek weet baie. En my pa het van gesê, "Tol." Dan kom my ma, dan sê sy, "Ag papie, weet jy wat? Dit was nog drivings daai tyd. Daar wys die mooiste movie." Dis wat sy nou, dis al wy van vra. Ek sê moenie hom vra nie, mami, sê hom, ons gaan. Jy so, en op my t-shirt het gestaan 'n rebel. Wipers was aan, maar ek het nie gesien. Jy gaan deur hierdie fase in jou lewe. Meanwhile, back at the ranch het ek 'n ma gehad wat haar knieë deurgebid het. God se belofte staan vas, ek is 'n getuie daarvan. Ek is 'n getuie daarvan. Daai tyd was dit Iskor. Ek het vir Iskor gewerk by die Ooshek, skepe gelaai op die komputer en alles wat ingaan en wat uitgaan na verskillende afdelings toe. Dan sê ek my ma werk 12 ure. Dis nie waar ek was nie. En ek kom uit 'n klashuis en ons het nie eens mekaar gesê, hou jou bek. Dan het jy skynslaap gekry. Maar ek het steeds my eie draaie gemaak. Maar ek het 'n ma gehad wat gehoop en gebid het. Ek en my sussie oorkant Karin. My pa werk konstruksie. Hy werk vir U-Pipe Construction, 'n Amerikaanse firma. My pa is nie by die huis nie. So dan het jy nog daai rietmandjies gekry. Onthou jy daai groot wasgoedmandjies? Dan maak ek en Karin so, dan duyt ons een ou vir 7 uur, die ander een vir 8 uur. Ander een vir 9 uur. En as ons sitkamer so rondgebou, dan sit ons die mandjie hier, dan klim ek en sy daar binne. Nou het ons al 2 gaatjies daar gemaak. Met elkeen 'n handdoek, want ons gaan simpel lag. Dan kom nommer 1, dan klop hy aan die deur, dan my ma was verskriklik ordentlik. Want sy sê, kom maar in sit. My sê is nou hier, Karin is nou hier. Dan sit ons, dan gil ek en my Karin. Dan kom die volgende stel. Daai uitdrukking op my haase gesig. Dan kom sy, waar is julle twee? Dis die goed wat ons aangevang het. Op die ou en dan vra sy al verskoning en dan ry hulle. Dit was nou vir jou vreeslike pret. Weet ons op die plot gebly, daar's niks om te doen nie. Maar ek het 'n ma gehad wat gebid het. En dankie God vir my ma. Ek sê vir jou, eer jou ma en jou pa. Want dis die mense wat jou het waar jy vandag is. Ek dink aan Colette. Wonderlike vrou, liefde vir kinders. Man, jy kan sien wanneer iemand iets doen
omdat dit sy calling is en wanneer iemand iets doen omdat hulle moet. Ek loof die Here. Dink julle nie ons dien 'n awesome God nie? Ons moet elke dag onthou dat wanneer jy wakker word, wanneer jy opstaan, dat die Here het jou op sy hart. Hy wil hê dit moet goed gaan met jou. Maar saam met die Here kom Satan ook, want hy wil ook nie hê dit moet goed gaan met jou nie. So moenie meer vir hom luister nie. Sit jou vertroue hoop in die Here. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Dis nie waarna God kyk nie. Kyk ons na die weer, dan sê ons, hier kom 'n storm. Ons weer kyk weg is hy. Dankie Here. Dankie Here Jesus. Ons loof U, ons loof U. Yes, God. Dankie Heilige Gees, dankie. Kom ons sluit ons maar. Vader, in Jesus Christus naam, Heilige Gees, dankie. Dankie dat U vir ons woord gee. Dankie dat U ons bemoedig en versterk, Here. Dankie dat U die hoop in ons lewendig hou. Ons loof en prys en eer U daarvoor, in Jesus se heilige naam. My God, word verheerlik. In ons harte stort ons hierdie verheerliking vir U uit. Niks en niemand anders nie. Ons maak elke persoon hier toe, elke besigheid, elke skool, elke persoon se eie lewe, se familie, se vriende in die bloed van Jesus Christus. En ons dankie Here, laat U wil geskied in Jesus naam. Amen.